Goeiemôre broeders en susters, enkele afkondigings vanoggend voor die erediens. Ons kollektes vandag tydens die diens is vir die diens van barmhartigheid. By die deure gaan dit vir die kerklike tydskrifte, dit is die Kerkblad, die Slingervel en Kruispad. En dan vanoggend het ons die voorreg om te luister na Dominee Dani Snyman weer eens. Dit is die laaste Sondag van Mei. En dis vir ons 'n voorreg om hom vanoggend hier saam met Tannie Sari te kan verwelkom. Ons bid om die seën van die Here toe op die verkondiging van die evangelie. Dan 'n laaste afkondiging. Die mense aan die kant verskoon tog die projekteur het die gees gegee verlede Sondagoggend en hulle kom môreoggend goed opslaan om te kyk wat die fout is met die projekteur. So dit is nie iets wat ons nie van weet nie, dit is iets wat in 'n proses is. Baie dankie. En nou reg? Baie dankie. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Broers en susters in die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons besing die grootheid van die Here met die beruiming uit Jesaja 45, die skrifberuiming 2:2. Ons sing die eerste vers daarvan, die Here is God, die een geheer. Die Here is God en niemand meer. Skrifberuiming 2:2 vers 1. Daarna gaan ons saam ons geloof bely. Ons bely nou saam met ons mede-Christene wêreldwyd ons geloof in die ware God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Bely hierdie woorde in u hart saam. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader,
waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, in die Bybel hoor ons, laat die Heilige Gees ons hoor dat geloof sonder gehoorsaamheid beteken niks. Ons hoor onder andere in 1 Johannes 2 vers 3 en 4. En hieraan weet ons dat ons hom ken, dis die Here, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar. En in hom is die waarheid nie. So ons wat die Here ken, wat sê dat ons die Here ken, moet ook aan hom gehoorsaam wees, aan die gebooie wat hy vir ons gegee het. Kom ons luister na die opsomming van die Here se wil in die 10 gebooie, soos wat dit in Eksodus 20 opgeteken is. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons sing nou Psalm 95, die 4de en die 5de verse daarvan. 'n Oproep om aan die Here gehoorsaam te wees, om ag te gee op sy roepstem en nie soos voorgeslagte te wees in Israel se geval wat die Here ongehoorsaam was nie. Psalm 95 verse 4 en 5 en daarna bid ons saam. Amen.
Onse Vader wat in die hemele is, ons dankie dat ons op hierdie besondere manier van 'n erediens as medegelowiges saam in U teenwoordigheid kan wees. By U wat die Vader is, ons Vader, deur Jesus Christus. By U wat in elk geval alles weet, wat ook op hierdie oomblik in ons hart en in ons gedagtes leef. U weet van ons berou oor ons sondes. Ons ken ons oortredinge. Baie daarvan pla ons en bly ons pla. Ons dink selfs met skrik aan sondes wat ons mag doen waarvan ons nie eens weet nie. Ons bely dit voor U en U weet dat ons harte anders wil wees, dat ons mense is wat gehoorsaam aan U wil wees. Vergewe ons sondes, laat dit nooit meer tussen U en ons staan nie. Laat dit uit die boek van ons lewe ook daar by U uitgewis wees, vir altyd. U weet ook van ons dankbaarheid voor U. U is vir ons goed. U seën ons elke dag. U gee vir ons die dinge waaraan ons gewoond is, goeie dinge. U gee ook vir ons besondere dinge wat ons vra in ons gebede. En wanneer U weerhou, dan is U ook goed, want U weet die beste. U weet dat ons bo alles dankbaar is, dat ons deur Jesus Christus vir ewige band met U mag hê, want dit is net genade. Maar Here, U ken ook ons nood, ons behoeftes. U weet wat in ons lewens nodig is, wat ons kort kom, wat ons moet kry om hier op aarde te kan lewe en om tot U eer te kan lewe. En ons vra dat U sal voorsien, U wat getrou is in U liefde. U wat nooit vir U kinders slegte dinge sal gee nie, dat U vir ons alles sal gee wat goed is vir ons. En alles wat ons nodig het, sodat niks ons sal ontbreek nie. Wees so goed vir elke lidmaat in hierdie gemeente, van die oudste tot die jongste. Gee vir elkeen wat hulle ook in hulle besondere eie lewe nodig het en wat hulle van U vra. Gee vir hulle krag daar waar hulle swak is. Gee vir hulle hulp in die dinge waarin hulle in besonder hulp nodig het. Gee vir hulle uitkoms in die dinge waarin hulle dit vra. Gee vir die harte wat hartseer is troos. Gee vir elkeen geloof in U en volharding in die geloof. Gee by elkeen ook die vreugde, omdat U ons Here en ons God is, omdat U Uself aan ons verbind het met 'n genadige verbond. Gee vir elke lidmaat wat hulle nodig het, ook vir ons mede-Christene oor die hele wêreld, ook vir ons geliefdes, wat ook versprei is oor die hele wêreld. Maar U is oral waar hulle is, seën hulle ook. Wees goed vir U kerk, ook vir hierdie kerk. Stort U liefde hier uit, dat dit hier sal heers. Gee dat U waarheid in hierdie gemeente hoog gehou sal word. Gee dat ook hierdie kerk 'n mond sal wees, wat vir U getuig op allerlei maniere, oral waar U kinders stuur. En maak U kerk ook 'n invloed in die samelewing, in die wêreld.
tot eer van U naam, tot groter erkenning van U as die koning van al die konings. Ons dank U, ons Vader, dat ons nou na U woord kan luister. Gee vir ons nie net 'n oor wat hoor nie, en nie net 'n verstand wat die betekenis van die sinne begryp nie, maar gee vir ons 'n hart wat die stem van die hemelse God hoor in dit wat ons lees en hoor. En spreek U ons aan en help ons om U woord ook in ons eie lewens toe te pas. Ons vra dit alles met die verwagting dat U in antwoord op ons gebed U volmaakte wil sal laat geskied. En ons vra dit deur Jesus, U Seun, ons Here. Amen. Kom ons luister na die Here se woord. Ons gaan na die skriflesing weer sing, maar nou luister ons eers na die Here se woord vanoggend, na dit wat die Heilige Gees deur die profeet Maleagi vir ons laat opteken het in hoofstuk 3 van vers 13 af tot aan die einde van hoofstuk 4. Dis die heel laaste verse van die Ou Testament. Maleagi hoofstuk 3 van vers 13 af. Vermetel is julle woorde teen my, sê die Here, maar julle vra, wat het ons onder mekaar teen U gespreek? Julle het gesê, dit is te vergeefs om God te dien. En wat baat dit ons om sy verordening te onderhou en in rouklere voor die aangesig van die Here van die leerskare te wandel? En nou prys ons die vermeteles gelukkig. Nie alleen word die wat goddeloosheid bedrywe gebou nie, maar hulle versoek God en raak vry. Toe die wat die Here vrees met mekaar gespreek. En die Here het dit opgemerk en gehoor, en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. En hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep. En ek sal met hulle medelyde hê, soos 'n man medelyde het met sy seun wat hom dien. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Want kyk, die dag kom, en dit brand soos 'n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees, en die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalvers uit die stal, en julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle voetsole, op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Dink aan die wet van Moses, my knegt, wat ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel, insettinge en verordeninge. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land met die banvloek tref nie. Hierdie laaste 2 verse is die verse wat in die preek ook besondere aandag gaan kry. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land met die banvloek tref nie. Kom ons sing nou van 'n versoende gemeenskap, Psalm 133, al 2 die verse. Hoe goed is dit, 'n huis vol lieflikhede, dat broeders woon in onverstoorbare vrede.
Lees weer hierdie 2 verse. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land met die banvloek tref nie. Broers en susters in die Here, en dit sluit natuurlik julle kinders in wat hier is. Na die nagmaal wat u as 'n gemeente verlede week gevier het, is 'n gemeente daarop gefokus om dit wat in die nagmaalsformulier genoem word te doen. Hierdie opregte begeerte om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Met ander woorde, 'n mens moet nou verder gaan, jy moet nou vorder in 'n heilige lewe. Ons as gelowiges moet ons verder voorberei vir daardie dag wanneer die Here Jesus Christus weer kom en ons hom sal ontmoet soos 'n bruid die bruidegom ontmoet. Maar nou is een van die groot probleme, nee, kom ons noem dit liewer wat dit is, een van die groot sondes van Christene, is die gebrek aan ware liefde en eensgesindheid met ons naaste. Selfs met mede-Christene. U weet hoe die Christendom opgebreek is in verskillende strominge. Daar's die Rooms-Katolieke stroom, daar's die Ortodokse stroom, daar's die Protestantse stroom, daar's die Charismatiese stroom. Die Protestantse stroom waarvan ons deel is weer opgebreek in uiteenlopende kerkverbande. Daar's gekoppel aan die Christelike geloof allerhande sektes en kultus en groepies van elke soort vir elke smaak. Selfs binne in 'n eie kerkverband, dit weet ons ook, is daar uiteenlopende denkerigtings en onderlinge verskille en partykeer rusies. En dan praat ons nog nie eers van vaders en kinders wat van mekaar af weggedryf het nie. Verskillende generasies van Christene, wat ook allerhande breuke veroorsaak. Kom ons begin hier, broers en susters, by die verwydering tussen vaders en kinders. Kom ons begin hier werk aan ware liefde en eensgesindheid, want in die eerste plek is dit iets wat elke huis raak. En in die tweede plek hoor ons hier by die profeet Maleagi dat dit vir die Here 'n prioriteit is, hierdie versoening tussen vader en kinders voordat die Here Jesus weer kom. Dis dan waaroor vanoggend se preek gaan. Die Here roep tot versoening en so tot geloofseenheid tussen die verskillende generasies voor die oordeelsdag. Of miskien kan 'n mens die inhoud van hierdie preek in 'n makliker sinsnede sê, een wat makliker is om te onthou. By die Here is ons by mekaar. By die Here, by mekaar. Kom ons gaan kyk hoe ons daarby uitkom. Ons gaan eers kyk na die feit wat ons hier hoor, dat daar kom 'n oordeelsdag. Dan kyk ons in die tweede plek na die feit dat die Here voor die oordeelsdag 'n spesiale oproep laat uitgaan. En dan kyk ons in die derde plek na die feit dat hierdie oproep gaan oor die geloofseenheid tussen die gelowige generasies. In die eerste plek, daar kom 'n oordeelsdag. Jy het gehoor in die gedeelte wat ons gelees het, in hierdie laaste hoofstukke van die Ou Testament, word daar gepraat van 'n sekere dag wat gaan kom. Die dag van die Here noem die profete dit. Dit is nie net Maleagi wat hiervan praat nie, die ander profete in die Ou Testament ook praat ook van hierdie dag van die Here. En dit verwys nie na die rusdag nie, dit verwys nie na die Sabbat nie, maar dit verwys na die oordeelsdag. Verwys na daardie dag wanneer die Here na hierdie aarde toe gaan kom om alle mense te oordeel. Daardie dag wanneer hy gaan kom om al sy kinders vir altyd na hom toe te vat en om die goddelose en onbekeerde mense die straf te gee wat hulle toekom.
Hier in ons teksvers word dit genoem 'n groot en 'n vreeslike dag. Dit is groot, want ons lees in die Bybel daar gaan ontsaglike groot dinge op daardie dag gebeur. Ons lees byvoorbeeld in Openbaring, al die berge en die eilande gaan uit hulle plek uit weggevat word. Die sterre van die hemel gaan op die aarde val. Die hemel self gaan pad gee soos 'n boekrol wat toegerol word. En lees ons al die miljoene der miljoene mense wat van die begin van die wêreld se geskiedenis afgeleef het tot op daardie dag toe. Hulle gaan almal voor die Here verskyn om deur hom geoordeel te word. So dis 'n dag van ontsaglike groot dinge. So 'n vreeslike dag, broers en susters, want die straf van die Here wat daardie dag op die mense gaan uitgestort word wat sonder hom geleef het, gaan onbeskryflike skrik en angs by hulle meebring. Hierdie dag, hierdie vreeslikheid van die dag word in hierdie hoofstuk beskrywe. Dat is 'n dag, dit gaan 'n dag wees wat mense aan die brand gaan steek. Gaan 'n dag wees waarop mense met die banvloek getref gaan word. Met ander woorde, dit gaan 'n dag wees waarop die goddelose mense sonder enige uitsondering en sonder enige wegkomkans deur die verskriklike oordeel van die Here getref gaan word. Daar kom so 'n dag, 'n groot en 'n vreeslike dag, die oordeelsdag. Dit was deel van die boodskap op die laaste bladsye van die Ou Testament vir die mense wat toe nog gewag het vir die eerste koms van die Verlosser. Maar dis ook, u kan die laaste hoofstukke van Openbaring gaan lees. Dis ook die boodskap op die laaste bladsye van die Nuwe Testament. Daar kom 'n oordeelsdag vir ons wat nou wag dat hierdie Verlosser weer gaan kom. Daar kom so 'n dag. Maar voor daardie dag kom, gaan die Here nou eers 'n spesiale oproep laat hoor, dit in die tweede plek. Hy sê, kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. Jy weet, broers en susters, mense hoor dit by die profeet Maleagi ook, die Here het sy volk regtig lief. En die Here het hulle nie lief met 'n liefde wat warm begin en later al hoe flouer en flouer word nie, glad nie. Die heel eerste woorde van hierdie profesie, wat in vers 2 van hoofstuk 1 opgeteken is, kan jy weergee met hierdie woorde, dat die Here vir sy volk sê, ek het julle nog altyd lief gehad. En omdat die Here sy volk lief het, los hy hulle nie as dinge geestelik skeefloop, soos wat dit in die tyd van Maleagi ook gebeur het nie. Hy los hulle nie, want hy wil nie hê hulle moet op die oordeelsdag voor hom staan as mense wat in hulle sondes vasgeval het nie. Hy wil nie hê hulle moet van hierdie droë stoppels wees wat op daardie dag aan die brand gesteek gaan word nie. Hy los hulle nie. Hy stuur vir hulle die profeet Elia voordat hierdie dag kom. Wie was Elia? Jy kan gerus weer, broers en susters, die aangrypende geskiedenis van die profeet Elia gaan lees. Mens lees dit in 1 Konings daarvan hoofstuk 17 af en verder. Elia was 'n profeet van die Here in die tyd toe die Here se volk heeltemal afgedwaal het van die Here af en Baal gedien het. Maar Elia het aangehou en met krag die Here se volk terug te roep na hom toe. Al het die volk nie na hom geluister nie en al wou hulle hom doodmaak daaroor. Elia was eintlik in die Ou Testamentiese bedeling die voorbeeld van hoe 'n profeet moet wees. En nou beloof die Here hier deur Maleagi dat hy Elia na sy volk toe sal stuur voordat die oordeelsdag kom. Hy sal weer deur Elia met hulle praat. Die Here bedoel natuurlik nie hiermee, broers en susters, dat die Elia van die Ou Testament nou weer hier op aarde gaan verskyn nie. Maar die Here bedoel hier dat hy dienaars van hom gaan stuur wat in die gees en met die krag en met die getrouheid van Elia weer tot sy volk sal spreek. In die Nuwe Testament sien ons dat voor die eerste koms van die Here Jesus Christus was Johannes die Doper die Elia wat deur God gestuur is. So het die Here Jesus self gesê. En in die eeue waarin ons nou leef,
sien jy iets van hierdie Elia in elke dienaar van die Here, wat die Here se kinders wat van hom afdwaal met krag en getrou terugroep na die Here toe? En dis seker ook nie onmoontlik nie, broers en susters, dat voordat die Here Jesus weer kom, die Here weer besondere dienaars van hom kan stuur, wat op 'n besondere manier, soos Elia van ouds, die volk van die Here aanspreek. Maar die feit is, die Here los nie sy mense nie. Voordat die oordeelsdag kom, spreek hy hulle eers weer aan deur Elia en Elias. Wat gaan die Here deur Elia vir sy volk sê? Kom ons kyk in die derde plek daarna. Wat moet hierdie Elias doen wat die Here nou vir sy volk gaan stuur? Wat wil die Here deur hulle bereik? By Johannes die Doper word dit baie mooi vir ons opgesom. Toe die engel vir Johannes se pa Sagarias sê dat Johannes nou gebore sal word, dat hulle seun gaan hê en dat hy 'n besondere rol gaan speel in God se koninkryk, toe sê die engel vir Sagaria, hierdie Johannes gaan 'n volk vir die koms van die Here voorberei. Hy gaan met ander woorde die mense gereed kry vir die koms van die Here Jesus Christus. En nou sê Maleagi vir ons, wat beteken hierdie gereed wees? Dit beteken die hart van die vaders is teruggebring tot die hart van die kinders. En die hart van die kinders is teruggebring tot die hart van die vaders. Die verskillende generasies se harte gaan bymekaar wees. Ouers en kinders, verskillende generasies gaan met mekaar versoen wees. En hoe gaan hierdie Elia en hierdie Elias wat gestuur word deur die Here dit regkry om die ouers en die kinders wat van mekaar verwyderd geraak het weer by mekaar uit te bring? Hoe gaan hy hierdie generasie gapings, hierdie generasie klowe, hoe gaan hy dit oorbrug? Dood eenvoudig. Hy gaan doen wat die eerste Elia gedoen het. Hy gaan almal terugroep na die Here toe. Want dis hoe harte van mekaar verwyderd raak, broers en susters, as die ouers of die kinders of albei van die Here af wegraak, dan raak hulle van mekaar af ook weg. En nou moet hulle om by mekaar terug te kom, hulle sondes los en weer terugkeer na die Here toe. Onthou jy wat het Johannes die Doper gepreek? Dit word vir ons so opgesom. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Bekeer julle, los julle sondes, sê Johannes, en kom terug na die Here toe, almal van julle. Dit werk ons nou so, broers en susters, as die ouer geslagte, die sondes wat tipies van hulle generasies is, as hulle dit erken, en as hulle by die gekruisigde Here Jesus Christus vergifnis daarvoor soek, want dis mos waarvoor die Here Jesus Christus op hierdie aarde was, waarvoor hy gekom het en gelei het en gesterf het, om te boet vir ons sondes, sodat ons dit vergewe kan word. En dis mos waarvoor hy lewend uit die dood uit opgestaan het, om vir ons hierdie nuwe lewe met God te gee. As die vaders die sondes wat tipies van hulle geslag is erken, en by die gekruisigde Jesus vergifnis soek daarvoor, en ernstig probeer om nou volgens die wil van die Here verder te lewe. En as die kinders die sondes wat tipies van hulle generasie is, erken, en by die Here Jesus vergifnis daarvoor soek, en ernstig probeer om volgens die wil van die Here te lewe, dan is die kinders en die vader se harte mos een, nie waar nie? Dan het hulle mos dieselfde doel voor oë om die Here te eer. Dan werk dieselfde Gees mos in hulle lewe en dryf hulle, die Heilige Gees, terug by die Here. Is hulle by mekaar. En wanneer dit gebeur, hoor ons hier by Maleagi, is mense gereed vir die Here se koms. Dan hoef hulle nie meer bang te wees dat die dag van die Here hulle gaan brand, of dat hulle met die banvloek getref gaan word nie. Dis wat ons hoor hier, broers en susters, voordat die Here kom,
praat hy eers weer met sy volk. Stuur hy die oproep dat hulle moet terugkeer na hom toe. En so maak die Here die breuke heel in gesinne en in generasies. Kom ons pas dit alles nou ten slotte toe op ons. Daar's dinge wat vir elke generasie anders is as vir vorige generasies. Tye en omstandighede is anders. Daar duik nuwe faktore op wat in die wêreld 'n rol speel. Daar word nuwe dinge ontwikkel. Die wêreldgebeure verander. Dis alles dinge wat beïnvloed dat elke generasie op 'n eie manier die lewe beleef en verwerk. U weet dit dat daar mense is deesdae wat hierdie dinge bestudeer. Hulle gee vir hierdie verskillende generasies name. Die baby boomers, generasie X, die millennials, generasie Z, en die jongste ene generasie Alpha. Elke generasie het sy besondere sterkpunte en swakpunte, word daar gesê. En ons hoor hoe die verskillende generasies mekaar van verskillende dinge beskuldig. Die oueres beskuldig die jongeres, julle is lui, julle is gemaksugtig, julle is oorsensitief, mens kan niks vir julle sê nie, julle is verslaaf aan tegnologie. Die jongeres sê weer vir die oueres, maar julle wil nie aanpas nie. Julle stagneer in julle denke en in julle optrede. Julle kyk die waarde wat die nuwe tegnologie vir ons lewens het, julle kyk dit mis. En julle het ons in elk geval 'n klomp probleme laat erf, byvoorbeeld die besoedeling van die aarde. Jy kry in die kerk ook hierdie gesprekke tussen die verskillende generasies. Die jongeres sê byvoorbeeld, die oueres hou net vas aan sekere gebruike omdat hulle daarmee groot geword het en gewoond is daaraan. En die oueres sê vir die jongeres, ja, julle wil nie net die gebruike weggooi nie, julle wil ook die beginsels daar agter weggooi. En hierdie spanning tussen die generasies, broers en susters, kom selfs in huisgesinne voor. Dan praat ons nie eers van die gesinne waar daar 3 generasies saam woon nie. Ouers skud hulle koppe oor hoe die kinders die dinge doen, en die kinders rol hulle oë oor wat die ouers en die grootouers sê en doen, en dit lei tot konflik. Die generasiegapings word generasieoorloë, en dit bring baie keer 'n verwydering tussen ouers en kinders. En wat is die Here se oplossing daarvoor? Die oproep van Elia. Kom na die Here toe. Terug na die Here toe. Julle ouer generasie en julle jonger generasie. Bekeer julle. Elkeen van julle van die sondes wat tipies is van julle generasie. Kom kry die vergewing van sondes by die Here wat hy uit genade gee. En maak dit julle lewensdoel om volgens die woord van die Here te lewe. Dan kom ons by mekaar uit. As jy in Durban bly en ek bly in Pretoria, dan is ons nie by mekaar nie. Maar as ons albei in Bloemfontein gaan bly, dan is ons by mekaar. As my generasie met ons sondes in hierdie rigting ver van die Here af is, en jou generasie is met julle sondes in daai rigting ver van die Here af, dan is ons ver van mekaar af. Maar as ons albei terugkeer na die Here toe, en by hom is, en as sy woord die norm word vir ons lewe, dan is ons by mekaar. Al het ons in 'n sekere sin in verskillende wêrelde groot geword, al is daar dinge waarin ons sukkel om mekaar te verstaan, in die grootste en belangrikste saak in ons almal se lewe, in dit wat werklik saak maak om by die Here te wees, daarin is ons dan volkome eensgesind. So eenvoudig is dit, broers en susters. By die Here is ons by mekaar. En eintlik geld dit van enige verhouding tussen mense op hierdie aarde. By die Here, by mekaar. En wanneer dit gebeur, is ons gereed vir die laaste dag. Dan kan die Here maar kom, dan gaan dit nie vir ons 'n groot en vreeslike dag wees nie.
Maar dan gaan dit vir ons 'n groot en 'n wonderlike dag wees. Amen. Kom ons bid weer saam. Onse Vader wat in die hemel is. Ons dank U vir die wonderlike manier waarop U die mensdom saamgestel het. Ouers en kinders, kleinkinders, geslagte, generasies wat kom en gaan. Maar ons dank U ook dat ons almal by U die lewe kan kry. Maak dan ook vaders en kinders se harte so dat ons almal die lewe by U sal soek. Bekeer ons van die sondes wat tipies is van ons generasies en lei ons terug in 'n lewe van waaragtige, volkome, diep gewortelde gehoorsaamheid aan U. Seën elke huisgesin ook met ware eenheid in die Here. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Na die kollekte, ons gawes wat opgeneem word, sing ons Psalm 128 verse 1 en 3. Daar sing ons van die seëninge wat die Here gee vir mense wat sy pad loop. Psalm 128 vers 1 en 3 direk na die kollekte.
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees. Amen. Baie dankie broeders en susters. Ons sê 'n besonder dankie vir Dominee Dani ook vir die prediking vanoggend. Ons dank die Here elke keer wanneer ons daarna kan luister. Ons ander afkondigings, 'n belangrike een is, daar is nie vanoggend tee nie. Die rede daarvoor is dit is vandag ook Montana Poort se nagmaal Sondag. So op nagmaal Sondag is daar nie tee van enige van die twee gemeentes nie. Ons het dit so 'n bietjie begin verwaarloos die reëling verlede jaar en ons en Montana Poort en dit skep so 'n bietjie logistieke probleme vir hulle en vir ons wanneer ons op dieselfde Sondag nagmaal en tee het. So ons vra dan net vanoggend almal as jy tee drink, dink 'n bietjie daaraan, jy kon dit by die kerk ook gedoen het, maar verstaan hoekom jy dit nie kan doen nie. Dan die verjaarsdag vir die week. David Andrews verjaar vandag, maar saam met hom ook tannie Annetjie is hierso, sy verjaar ook hierdie week, sy word 77 en ons wil vir hulle en vir almal wat hierdie week verjaar die seën van die Here toe bid. Ek sien hier sit 'n paar van hulle vanoggend ook hierso. Dit dan wat die afkondigings van die gemeente betref, die katekisasiekinders, julle kan vir ons hier na vore toe kom asseblief. Baie dankie.